Dis dan vir my 'n voorreg om vir Franco de Beer, Franco, jy is welkom om my te kom join hier voor. So, kom ons gee vir Franco 'n lekker handeklap. Franco gaan vanoggend vir ons die woord bedien. Nou net om ietsie oor Franco. Franco is ons location pastor by Hello Kerk of Hello Church Brisbane. So hy sien hom vir Zelwyn elke dag en Jenny lekker saam met Zelwyn aan daai kant en hulle se 2 jaar terug het hulle Hello Kerk Brisbane geplant. Hulle 2 saam het geplant en Franco, dit is vir ons so voorreg om jou vanoggend hier te hê en ons sien uit om na jou te luister. Dankie vir jou hart en jou passie. Ons het so vinnig gesels net hierbo en ek dink net sy journey of hulle journey tot hier was regtig 'n journey van geloof en van uithou en ek glo jy gaan vandag so 'n bietjie daai van dit ook met ons deel. Kom ons trek sommer ons hande uit en dan bid ons sommer so saam Franco en dan gaan hy vir ons die woord bedien. Here, is vir ons so voorreg om vir Franco vanoggend hier by ons te kan hê en dit is vir ons lekker, Here, dat U hom kom seën, Here, dat U 'n woord op sy hart kom druk. Dankie, Here, dat ook daar waar Jy geplant het, Here, dat hulle vrug dra daar in Brisbane. Here, dat hulle lig daar skyn, dat hulle sout daar kan wees. Here, dankie net vir die woord wat U op sy hart druk. Here, dankie dat hy ons kan kom inspireer. Here, dankie net dat ons weet en dat U woord, Here, nie leeg sal terugkeer nie, maar dit sal bereik, Here, wat U dit voorgestuur het. En ons loof U so daarvoor. In Jesus se naam. En almal sê, amen. Awesome. Goeiemôre, Hello Kerk. Yes, dis lekker om Afrikaans te praat. Dis 'n groot voorreg om saam met julle te kan kuier vandag en dankie Barend. Ja, soos Barend genoem het, my naam is Franco en ons het die groot voorreg om Brisbane se Hello Church 2 jaar terug te geplant het. Ek en my familie, hulle is bietjie lui, hulle kom met die tweede diens, hulle is bang vir die koue, maar hier is so 'n fotootjie net om bietjie konteks te gee, my pragtige vrou en 2 kinders. En ja, dis 'n ongelooflike voorreg om van daai kant af hierdie journey te kon raak sien. Die Here is besig om iets ongeloofliks in Hello Kerk te doen. Ek hoop jy weet dit. Jy's deel van dit. En ja, van ons kant af, van my kant af, dankie vir die voorreg, die geleentheid om net saam met julle hier te kan wees vandag, vir Barend en die team. Julle ouens doen awesome. En ek is so opgewonde om te sien hoe die Here net bo op hierdie bou en hoe dit meer en meer en groter raak tot sy eer. Amen. Is julle reg vir die woord? Nou, het julle al ooit die gesegde gehoor, God is good all the time. And all the time, God is good. Kom ons probeer dit saam. God is good and all the time. Het jy al ooit daarin getwyfel? Is 'n paar eerlike mense in die kerk vanoggend. As Christene voel dit soms vir ons asof ons nie regtig mag twyfel in God se goedheid of selfs sy goedheid bevraagteken in ons lewens nie, maar ek wonder hoeveel van julle soos ek het al in omstandighede gekom waar dinge eenvoudig nie net reg voel nie. Dit voel net verkeerd, daai tye wanneer dinge uitmekaar uitval, daai tye wanneer niks wil uitwerk nie, wanneer dit voel of jy net momentum kry en dan duik daar nog 'n probleem op. Enigiemand? Daai tye wanneer jy wonder, Here, waar is U? Daai tye wat jy dalk jou werk verloor het. Miskien was dit toe jy siek geword het, miskien was dit toe iemand jou verraai het, of toe jy deur konflik gegaan het, en as jy al ooit deur moeilike tye gegaan het, deur swaar kry, deur teleurstellings of deur twyfel, dan hoop ek hierdie boodskap is vir jou vanoggend. Want hierdie titel van vanoggend is, staan vas in twyfel. Of dalk anders getitel vanoggend, Here, waar is U? Waar is U as dit moeilik gaan? Het jy al ooit hierdie vraag gevra? Waar is U, Here? Hoekom voel ek so alleen? Hoekom voel dit vir my of U my verlaat het? Want soos ek gesê het, net wanneer jy voel jy gee 'n tree vorentoe, dan slaan nog 'n krisis. Net wanneer jy voel dinge is okay, dan skielik vind ons in hierdie oomblikke van chaos en ons wonder, Here, waar is U? In Genesis lees ons 'n baie bekende verhaal rondom die storie van Josef en dalk net om die lewe van Josef so op te som, want dit is nogal 'n langer storie. Maar Josef, hierdie man wat aanvanklik die goeie lewe gehad het, hy het saam met sy familie gewoon, hy het skape opgepas, dit het redelik goed gegaan. Josef was 'n favorite child geweest, né? Ons almal ken daai kinders. Die favorite childs in ons gesin. Ons sien van die begin af in Genesis 37 dat hy nie noodwendig in sy broers se goeie boekies was nie, want hy was een van daai broers wat slegte stories by die ouers gaan aandraai het. En
ons sien boonop dit dat hy kom by sy broers en hy vertel vir hulle van hierdie ongelooflike drome wat hy ontvang het van die Here af, dat sy broers voor hom sou buig. En ons sien in Genesis 37 vers 12 dat op 'n stadium kom sy broers en hulle sê vir hom, of hulle bespreek onder mekaar en hulle sê, luister, dis tyd dat ons ontslaa raak van hierdie probleem. En hulle kom en hulle is negatief met hulle broer. Hulle kom op 'n plek wat hulle sê, ons gaan hom verkoop. Ons almal ken die storie. En op 'n 17-jarige ouderdom word hy deur die Midianiete en die Ismaeliete handelaars na Egipte toegeneem. En ons weet nie presies hoe daai reis gelyk het nie, maar ek dink ons kan saamstem vanoggend dat ek dink nie dit was 'n gemaklike reis nie. Ek dink nie dit was 'n aangename ervaring gewees nie. En as dit ek was, sal hierdie waarskynlik die eerste plek wees, of die eerste oomblik waar ek die Here se plan in my lewe begin bevraagteken het. Waar ek sou begin wonder het, Here, wat gaan hier aan? Ek het dan hierdie droom ontvang. Ek het gehoor wat U oor my lewe gesê het, Here, dinge het goed gegaan, U gee vir my hierdie drome, en dan skielik bevind ek myself as 'n slaaf in Egipte. En ons moet verstaan wat dit vir Josef beteken het, want Egipte was op daardie stadium een van die magtigste nasies op die aarde. Dit was 'n plek wat ongelooflike rykdom gehad het. Dit was 'n nasie wat tegnologie gehad het, wat invloed gehad het. Josef en sy familie was hierdie eenvoudige skaapwagters gewees wat in tente gewoon het. En hierdie Egiptenare wat so gevorderd was, het in hierdie indrukwekkende huise gewoon. Hulle taal was anders gewees, hulle kultuur was anders gewees, die gode was anders gewees. En om dinge erger te maak, Egiptenare het skaapwagters verag. So Josef was omtrent op die laagste vlak van die samelewing as wat moontlik was. Hy was 'n vreemdeling. Hy was 'n slaaf. Hy was 'n herder en hy was 'n man sonder regte, en bo-op alles was hy verraai deur sy eie broers. Kan jy jou die pyn voorstel? Kan jy jou voorstel die teleurstelling of die verwarring wat hy moes beleef het, of die vrae wat hy moes beleef het? Ek weet nie van jou nie, maar ek sou baie vrae gehad het in daai oomblik. Vrae van, Here, hoekom gebeur hierdie met my? Het iemand al daai vraag gevra? Klink dit bekend? Here, waar is U? En ons kan sien dat Josef op hierdie baie lae plek was, en die ergste van alles, dit was nie noodwendig eers sy skuld nie. Okay, 10%, hy het sy broer so bietjie kwaad gemaak. Maar hy kom op hierdie plek waar dit eintlik so sleg is, want dis nie hoe dit moes wees nie. En ek dink Josef kon so maklik op 'n plek gekom het wat hy gesê het, hierdie is unfair. Het jy al so gevoel? Hier is unfair. Het jy al deur iets gegaan wat net heeltemal onregverdig was, situasies waar jy amper gevoel het, ek het die reg om kwaad te wees, want hierdie is nie reg nie, waar jy genoeg rede gehad het om teleurgestel te wees of te twyfel, waar jy genoeg rede gehad het om na God toe te kom en sê, Here, waar is U? Die Bybel vertel vir ons iets ongeloofliks, wanneer ons hierdie vrae, en wanneer ons met hierdie vrae rondloop van, waar is God in my moeilikheid, dan lees ons iets in Josef se storie, 'n tipe van 'n antwoord hierop, en ons lees dit in Genesis 39 vers 2, wat die volgende sê, want Josef is in sy moeilikheid, hy's as 'n slaaf oorgekoop, en ons lees hierdie in vers 2, die Here was by Josef. Hoe ongelooflik is dit? Die Here was by Josef, en dit het goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Dis 'n ongelooflike vers, want dis nie 'n vers wat sê, die Here het Josef onmiddellik uit sy moeilikheid uitgehaal nie. Dis nie 'n vers wat sê, die Here het al sy probleme in 'n oogwink opgelos nie. Dis 'n vers wat sê, die Here was by Josef. En Barend het so iets daarvan gepraat vanoggend. Ek kan my voorstel hoe die mekaar en hoe emosioneel Josef moes gewees het, om op hierdie plek te wees waar alles verkeerd gaan, maar diep binne weet hy, God het vir my 'n droom gegee, God het nie van my vergeet nie, God is steeds by my. En ons sien in Josef se storie verder hoe hy aangehou het, hoe hy hard gewerk het, hoe hy vorentoe getree het, en hoe hy getrou gebly het, en steeds sy beste gegee het, want hy het geweet, die Here is naby. En in vers 3 lees ons verder, toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is, en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind.
Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Dis 'n ongelooflike storie. Skielik begin dinge verander. Hy word bevorder, hy kry verantwoordelikheid, hy word aangestel oor Potifar se hele huishouding. En dis hierdie ongelooflike storie van 'n jong Hebreëse slaaf wat een van die belangrikste posisies in die huis van een van die Egipte se invloedrykste manne ontvang. Die Here was by Josef. En die Here het hom geseën. In vers 6 sê dit, hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie. Hy sê, Josef, jy ran die show. Behalwe aan sy kos. Nou Josef was fris en mooi gebou. Ek kan voorstel hoe Josef teruggekyk het en verseker moes gedink het in hierdie oomblikke, Here, U is so getrou. Kyk waar is ek. U het my deurgedra. U het my nooit vergeet nie. Here, U was daar vir my en as hierdie verhaal hier geëindig het, dan sou dit reeds hierdie ongelooflike getuienis gewees het van God se goedheid en van God se trou. Maar ons weet dat die lewe nie noodwendig altyd so werk nie. En ons sien dat partykeer net wanneer ons dink alles lyk beter, dan verander alles weer. Ek meen, hier's Josef. Josef het waarskynlik begin dink, dinge begin uitwerk. Ek kan weer begin droom oor die toekoms. En teen hierdie tyd was hy so 18, 19 jaar oud. Die Bybel beskryf hom, soos ek gesê het, as aantreklik, goed gebou, dalk soos Barend, jy weet, netjies, goed gebou, sonder jare. Maar mense het hom raak gesien, hy het uitgestaan, en ons sien hoe Potifar se vrou kom en sy het ander planne. Ons lees daarvan in vers 7, na sy bevordering in die huis van sy eienaar, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. En sy probeer Josef verlei en hy weier. Hy sê nee dankie. Hy kies integriteit, hy kies gehoorsaamheid, hy kies om God te eer. En wat gebeur? Ons stel dit op in vers 11. Op die dag toe Josef in die huis ingegaan het om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. En toe gryp Potifar se vrou hom aan die klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buite toe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand gehou het. En toe sy sien dat hy buite toe gevlug het, terwyl sy die stuk klere in haar hand gehad het sy geskree en sy kom en sy beskuldig hom vals vir iets wat hy nie gedoen het nie, en sy draai dit om en sê vir Potifar, Josef wou by haar aanlê. Ai, vrouens, dis is lief vir julle. Maar Josef word verraai. Hy kom op 'n plek waar hy skielik, in 'n plek is in sy lewe waar hy besef, dinge gaan goed, die Here kyk uit vir my, en in vers 20 sien ons, en hulle het vir Josef gevat en hom in die tronk gegooi, waarin die mense wat deur die koning gevangene gehou was, gegooi sou word. Hier's Josef. In 'n oomblik verander alles. Van gunsteling seun na slaaf, van slaaf na bestuurder, van bestuurder na gevangene. En die ergste deel van hierdie is, dit was regtig nie sy skuld nie. Inteendeel, hy het die regte ding gedoen. Hy het besluit, ek kies God. En hy bevind hom op 'n plek, en dis een van die grootste raaisels van ons lewens. Soms doen ons die regte goeders, en tog gebeur slegte dinge. Soms is jy gehoorsaam aan die Here, maar jy sit met die gebreekte hart. Soms leef jy met integriteit, en tog word jy verkeerd behandel. En dan kom die vraag weer op, en dis oomblikke soos hierdie waar twyfel ons wil omvou. Sê, Here, waar is U? Die ding wat ons aan kan vashou vandag is dat die Here nie afgeskrik word deur ons vrae nie. Inteendeel, die Here word nie bedreig deur ons twyfel nie. Inteendeel, dikwels gebruik hy daai oomblik om ons geloof sterker te maak, om sy goedheid op nuwe maniere aan ons te openbaar. En ons sien in Josef hoe sy reaksie anders was. Want in plaas daarvan om in die tronk te sit, om bitter te wees, om te twyfel, om te sit in hierdie twyfel in die tronk, hou hy vas aan hoop, hou hy vas aan die droom wat die Here in sy hart geplant het. En vanoggend, as daar een ding is wat ek wil hê, as jy een ding onthou van my preek, moet dit asseblief hierdie een ding wees: God is met jou. Amen. Dis 'n goeie oomblik om opgewonde te wees oor goeie nuus. God is met jou, maar as er 'n tweede ding is vanoggend, maak seker hierdie waarheid verander die manier waarop jy leef.
Want mens moet anders leef met die wete dat God saam met my is. Dit help nie om net te weet God is teenwoordig nie. Dit moet jou perspektief verander. Dit moet die manier waarop jy reageer, die manier hoe jy na die lewe kyk wanneer dit moeilik raak, dit moet dit verander. En die vraag vanoggend is, hoe reageer jy as die moeilikheid kom? Want Josef het heeltyd bewus gebly van God se teenwoordigheid. Dit het sy uitkyk op die lewe verander en ten spyte daarvan dat hy vals beskuldig is, ten spyte daarvan dat hy in hierdie vreemde land is, nou sit hy nog in die tronk. Josef het geweet, God is by my. In Genesis 39 vers 20 tel ons dit verder op en dit sê, hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi waar die mense wat deur die koning gevange gehou is. En terwyl Josef daar in die tronk was, ek seker julle kan goed lees. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. Sien, God het 'n spesifieke doel gehad met Josef se lewe en die Here het in daardie spesifieke oomblik, in daardie spesifieke tyd, Josef in die gevangenis nodig gehad. En ons verstaan nie altyd die doel nie, ons verstaan nie altyd hoekom dinge nie sin maak nie, ons het nie noodwendig al die antwoorde nie, maar God is steeds in beheer, en selfs wanneer dinge buite beheer lyk, kan ons met vrymoedigheid weet, selfs wanneer dinge hopeloos lyk, daar's 'n God waarna ek kan kyk, daar's 'n God wat ek kan vashou, daar's 'n God wat hoop bring, God is by my. En wanneer moeilikheid kom en wanneer twyfel ons wil laat wankel, moet ons eerste reaksie wees, God is by my. Maar dan sien ons hoe ons moet toelaat om ons uitkyk te verander rondom daai situasie. Want die feit dat Josef geweet het God is by hom, met sy hele houding teenoor sy probleme verander. Jy sien, dikwels laat God ervarings in ons lewens toe om ons voor te berei vir dit wat nog voor lê. En ons sien in hierdie storie hoe Josef glad nie hierdie sou skryf vir sy eie lewe nie. Maar die Bybel vertel vir ons dat Josef was vir baie jare in die gevangenis gewees. Dit het waarskynlik vir hom gelyk asof hy nooit sou uitkom nie. Dit het waarskynlik vir hom gelyk asof sy lewe verby is. Maar Josef het nie opgegee nie. En ons lees in vers 22. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. En ons sien hoe die Here deure vir Josef oopmaak om invloed in die onmoontlike situasie van 'n tronk te kry. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Die tronkbewaarder het hom gesê, jy run die show. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat ook al Josef aangepak het die Here laat slaag. En dink net daaraan, hier's Josef, hy self hierdie gevangene, hy word aangestel oor al die ander, hy kon in die hoek gaan sit. Hy kon homself jammer kry, hy kon bitter wees, hy kon moed opgegee het, hy kon sy twyfel geselskap gehou het. Maar hy het nie, want hy het geweet, die Here is by my. En dit het sy manier waarop hy leef verander. En in Genesis 40 sien ons dat hy nog steeds in die gevangenis is, jare het reeds verloop, maar hy hou steeds vas aan die droom wat God vir hom gegee het. En terwyl Josef in die gevangenis werk, en hier is 'n baie langer storie, so as jy tyd het, gaan spandeer tyd in Genesis en gaan lees hierdie deur. Ek vergeef julle die condensed weergawe, want ek weet julle wil graag in middagete eet. Maar terwyl Josef in die gevangenis werk, beland daar twee belangrike manne uit Farao se hof ook daaraan, die hoofskinker en die hoofbakker, en ons lees dit in hoofstuk 40 vers 2. Die Farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers, en hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was. En ons weet nie presies wat hier gebeur het nie, maar hierdie manne het 'n belangrike taak gehad. Hulle was verantwoordelik vir alles wat die Farao geëet en drink het. Hulle moes seker maak dat die Farao nie doodgaan nie, dat hy nie vergiftig word nie. En iewers het iets skeef geloop tussen hierdie manne. En nou sit hulle in die gevangenis. Hulle weet nie wat hulle toekoms inhou nie. En ons sien later in die storie dat een van hulle sou uiteindelik vrygelaat word en die ander een sou sterf, maar Josef weet nog niks hiervan nie, maar al wat hy weet is dat God is in beheer. En dit bring ons by 'n belangrike waarheid vanoggend. Wanneer ons vashou aan God in moeilike tye, beleef nie net ons God se seën nie, maar selfs die mense wat om ons is,
se oë word op God gerig. As daar ooit iemand is wat rede gehad het om moed op te gee, was dit Josef. Hy is deur sy broers verraai. Hy is as 'n slaaf verkoop, hy is vals beskuldig, hy is onregverdig gevange geneem. Hy het al die rede gehad om net op homself te fokus. Maar ons sien iets besonders. Hy gryp 'n geleentheid aan om iemand te help en ons lees dit in vers 6. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Kom lyk julle so negatief, wat gaan aan? En die hoofskinker se probleme was klein dalk in vergelyking met Josef se, maar ons sien hoe Josef nog steeds op 'n plek is waar hy omgee, waar hy luister, waar hy dien, waar hy, en in vers 8 sien ons, hy spandeer tyd met hulle en hy vra, wat gaan aan, hoekom lyk julle so af? En hulle het hom geantwoord en gesê, ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie, en Josef sê toe vir hulle, God ken julle drome se uitleg, vertel vir my van julle drome. En dis hierdie ongelooflike antwoord, na jare in die tronk, na teleurstellings, na onreg, na tye van twyfel, praat Josef steeds oor God. En praat hy nie net oor God nie, hy vertrou steeds God en hy verklaar, ek is nog steeds afhanklik van God, want hy weet, God is teenwoordig. En as God teenwoordig is, kan wonderwerke gebeur. Drome kan nog steeds waar word. En Josef het hierdie beginsel uitgeleef, hy het in Potifar se huis God gedien, hy het in die gevangenis God gedien, waar ook al hy was, het hy sy beste gegee ten spyte van die twyfel en die moeilikheid. Prediker 9 vers 10 sê vir ons, doen met toewyding alles wat jy hand vind om te doen. In Kolossense 3 vers 23 sê vir ons, wat ook al julle doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here se beloning sal kry wat hy beloof het. Jy sien, dis wat Josef gedoen het, hy het op 'n plek gekom wat hy gesê het, maak nie saak waar ek my bevind nie, ek gaan my alles vir God gee. En dis wat die Here van ons vra, in tye van moeilikheid, maak nie saak hoe moeilik die seisoen is nie, om op 'n plek te kom waar ons kan sê, Here, ek bly getrou, ek bly vertrou, ek bly dien, want U is met my. Jy sien, soms laat die Here dinge in ons lewens toe wat ons nie verstaan nie. Soms maak dit nie sin nie, en soms is dit onregverdig. Maar ongeag of ons dit verstaan of nie verstaan nie, bly een waarheid staan. En dit is dat God is goed. God is regverdig, God is liefdevol, God is genadig. En ons leef in hierdie gebroke wêreld en ons is nie immuun teen die seer en die moeilikheid daar buite nie. Ons almal gaan deur moeilike tye. Jesus het self gekom en in Johannes 16 vers 33 vir ons gesê, in hierdie wêreld sal julle moeilikheid hê. Dis nie wat ons wil hoor nie, Jesus. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Daarom wanneer die moeilikheid kom, hoef ons nie God se goedheid te bevraagteken nie, maar ons kan ons vertroue in hom plaas en erken, Here, U is met my in hierdie moeilikheid. U is saam met my in hierdie moeilikheid. En tweedens kan ons vertrou dat hy in beheer is van hierdie moeilikheid. Want soos Romeine 8 vers 28 vir ons sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Spreuke 3 vers 5 sê, voltrou volkome op Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dis hierdie besonderse hoop dat Here, ten spyte van die moeilikheid wat om my is, kan ek weet dat ek op U kan vertrou, want U sal my paaie gelyk maak. U sal alles ten goeie laat meewerk, want ek is U kind en U is by my. Josef het getrou gebly. Hy het aanhou dien. Hy het aanhou vertrou. En ons sien later in die storie, kom Josef op 'n plek wat hy die farao se drome uitlê. En hy is aangestel as die tweede magtigste man in die hele Egipte. En deur die wysheid wat God aan hom gegee het, het hy Egipte en baie omliggende nasies uit hongersnood uit gered. En uiteindelik het hy sy familie, is hy herenig met sy familie
En hy het gesien hoe God elke beproewing, elke moeilikheid, elke omstandigheid gebruik het vir 'n groter doel. Maar weet julle wat tref my die hardste van hierdie verhaal? Ander mense het God leer ken deur Josef se swaar kry. Die manier waarop Josef op sy probleme reageer het die deur oopgemaak vir ander mense om God raak te sien. Ons ken die besonderse vers waar Jesus ons uitnooi en die opdrag gee om in Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, gaan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons word geroep om mense van Jesus te vertel. Ons moet evangeliseer, ons moet die goeie nuus deel, ons moet mense kerk toe nooi, ons doen dit deur liefde en ons doen dit deur omgee en ons doen dit deur mense te wys wie hy is. Maar baie keer voel ek daar's ook 'n ander manier om mense te vertel van God. Jy sien, ons het ook die geleentheid om elke dag vir mense te wys wie God is deur die manier wat ons reageer op ons moeilikheid. Jou probleme word deel van jou getuienis. Jou swaar kry word deel van jou storie. 'n verhaal van 'n God wat getrou is. 'n God wat voorsien. 'n verhaal van sy goedheid en van sy genade en van sy liefde. En vir die wêreld maak dit sin om bitter te word. Kyk wat met jou gebeur, jy het rede om kwaad te wees. Wees kwaad. Vir die wêreld maak dit nie sin om op te staan uit daai twyfel uit, te sê, wel ek hou vas aan God. Vir die wêreld maak dit sin om kwaad te word, om moed op te gee, maar wanneer mense na jou kyk en sien hoe jy aan God vashou, te midde van jou moeilikheid en jou twyfel, word hoop geskep. En word Jesus sigbaar. So waar is jy vanoggend? Staan jy vas in jou twyfel? Dalk beleef jy swaarheid, dalk wonder jy, soos 'n Josef, dalk, hoekom gebeur hierdie dinge, Here? Here, dit wat ek beleef, dis onregverdig. Dalk vra jy jouself, hoe kan enige iets goed uit hierdie kom? Dalk sit jy in jou twyfel vanoggend. Maar dalk wil die Here vir jou vanoggend sê, staan vas in jou twyfel. Moenie opgee nie, want ek het vir jou nog soveel meer in stoor. Meer hoop, meer drome, meer as wat jy tans kan sien. Want ek is met jou. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. As jy vanoggend deur moeilike dinge gaan, en jy het net nodig dat God jou weer bewus maak van sy teenwoordigheid. Dalk is jy op 'n plek waar jy so begin rondkyk het na die moeilikheid om jou, dat jy vergeet het dat God saam met jou is. Dalk is dit 'n oomblik vanoggend om net te sê, Here, maak my weer bewus van u teenwoordigheid. En al maak niks sin, Here, dankie dat hierdie sin maak. Ek dien 'n God wat saam met my is en wat hoop gee in tye van moeilikheid. In tye van chaos, in tye van seer, in tye van swaar kry. U is met my. Met almal se oë gesluit vanoggend, as dit jy is vanoggend en wil sê, Here, hier is ek. Ek wil net sê, Here, hier is ek. Heilige Gees, maak my bewus van u teenwoordigheid in my lewe vanoggend. Van u teenwoordigheid in my storms, van u teenwoordigheid in die berge wat voor my lê. Here, rig my oë op u vanoggend. As dit jy is, wil jy nie net jou hand opsteek nie. Ek wil net graag saam met jou bid. En ons hande wat oral opgaan. Dankie, Here. Hier's oë wat gerig word weer op God vanoggend. Dankie, Jesus. Moenie hierdie oomblik verby laat gaan nie. God is met jou. Die vraag is, sien jy hom raak? Here, dankie dat ons kan vashou aan hierdie wonderlike waarheid. U is met ons.
Dankie dat ons kan vashou aan die feit dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Nie eers die dinge wat ons nou voorstaar in ons lewens nie. Here, U weet presies waar elke persoon gaan wat hier sit vandag. U ken die twyfel, U ken die pyn, U ken die woede en U ken die seer, U ken die frustrasie. Maar vanoggend, Here, soos die hande opgegaan het, Here, wil ons sê, ons gee oor. Ons gee oor vir U, Here, ons vertrou U. U is die lig in die duisternis. U is die een wat nog soveel in store het vir ons. Here, ek wil bid dat U ons bewus maak van U teenwoordigheid, veral elke hand wat opgegaan het vanoggend. Here, laat U op 'n tasbare manier hulle so bewus sal maak van U teenwoordigheid, dat die vrede wat verstand te bowe gaan op hulle sal rus vandag in die naam van Jesus. En mag hulle beleef in hierdie moeilike tye, nie net om bewus te wees van U teenwoordigheid, Here, maar mag dit ons houding verander teenoor daai probleme. Here, ek wil bid vir elke persoon vanoggend wat deur moeilike tye gaan, dat hulle opnuut na daai probleme kan kyk vanoggend, en dat hulle vanuit hierdie houding kan funksioneer om te sê, ek sien hierdie moeilikheid, maar ek sien ook 'n God wat langs my staan, en vir hom is niks onmoontlik nie. En ek spreek vanoggend in elke moeilikheid en elke swaar kry in, en ons vra, Here, Heilige Gees, dat dit deel sal vorm van ons storie, en dat mense 'n getuienis sal dra van 'n God wat goed is, en altyd daar is. Here, waar ons praat oor staan vas in twyfel, is dit dalk 'n paar mense wat gaan sit het. En Heilige Gees, ek bid dat U hulle sal optel. Dat hulle sal vas staan in hulle twyfel. In hulle gees, Here, dat U hulle net in hierdie oomblik sal optel. Dat hulle weer U stem sal hoor, dat hulle weer hulle roeping sal ontdek. Net soos U nooit vir Josef verlaat het, mag hulle vandag U woorde hoor, dat U sal hulle ook nooit verlaat nie. Dankie, Jesus. Ons is lief vir U. Ons bid dit in U naam alleen. Die naam bo elke naam. Amen. Amen.